Goeiemôre, ek groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie weer eens vir die voorreg wat julle vir my gee om 'n bietjie in God se woord in te gaan, met julle te deel oor dit wat die Here vir ons as 'n volk, as 'n gemeente wil vertel op hierdie Sondagoggend hier so in die middel van Julie. Nee, dis 'n heerlike dag. Heerlike dag. Ja, is nog steeds Julie en nog steeds bietjie koud, maar die Here is getrou, die Here bly getrou en 'n paar weke terug het ek met julle gedeel oor daai ding wat ons altyd sê is, kom Heilige Gees. Kom Heilige Gees, wat beteken dit? Wat beteken, want dit is asof die Heilige Gees ergens is en ons nooi hom terug na ons lewens toe, maar ons het ook daar besef dat die Ruach, die Gees van God oral is. Dieselfde Gees wat ek en jy inasem, is dieselfde Gees wat die wind laat waai, wat die bome laat groei, wat die diere lewe gee. Dit is dieselfde Gees en ons kan nêrens gaan nie. So as ons dit sê, kom Heilige Gees, beteken wat? Soos ons bid, laat dit so in die hemel wees, net so ook op die aarde. Ons wil hê God se Gees moet so in ons en deur ons werk, dat mense ons nie sien nie, maar God sal sien. En volgens se skrifgedeelte wat ek met julle wil deel is, gaan paard met dit om te sê, dit is, wat het Jesus, wat se boeke uit die Bybel uit het Jesus die meeste aangehaal? En nommer 1 is Psalms. En as ons soos Jesus wil wees, dan moet ons soos Jesus lees, nee. Dan moet ons in sy woord ingaan, maar ons moenie net oor Jesus lees nie, om te sê, ja, dis wat Jesus gedoen het, en dis hoe hy geloop het. Hoekom het hy so geloop? Hoekom kon hy so loop? Want hy's gevul deur die Heilige Gees. Hoe kon hy dit doen? Want hy was God geopenbaar in die vlees. Hoekom het hy so aangegaan? Want hy het toe hy jonk was, toe hy nog groot geword het. Ek meen, Lukas praat van, hy het groot geword, en hy het he grew in stature with God and man. Hoe het hy dit gedoen? Want hy het heeltyd in die Tore, in die wet ingegaan. Nommer 1 boek wat hy aangehaal het was Psalms. En ons weet, almal ken Psalm 1. Dis volg die goeie of die slegte, nee, jy het net 2 keuses in die lewe. Ek en jy het net 2 keuses, doen wat reg is, doen wat verkeerd is, lewe en dood. Dis soos eenvoudig soos dit, daar's niks anders wat ons het nie, lewe en dood. Maar nou kom ons hier op by Psalm 2, en dit is vir my so 'n wonderlike ding om te lees, 'n Psalm om te lees in 'n tyd soos hierdie waarin ons vandag lewe. Want ons as Christene word vervolg elke dag. As ons kyk na die wêreld daar buite, en dit wat in die wêreld aangaan, kom na ons toe. Ek weet ons wil dit nie erken nie, maar dit kom ons toe. En ons sien dit, bietjie vir bietjie, en ons as Christene staan terug en sê, ja, maar dis nie so bad nie, en dis nie so erg nie, en nee, ons moet daarteen bid, ons moet intree. Ek meen, daar's 'n volk wat op die oomblik besig is, en hulle het hulle self ingewurm, in die parlement ingewurm, en hulle is besig daar om wette in te plaas, wat die kerke gaan begin reguleer, wat vir ons as 'n kerk gaan sê, dit is wat jy mag sê, en dit is wat jy nie mag sê nie. En dit is daarvoor wat ons moet begin intree en bid, dat ons land gered word. Ons is vinnig om evangeliste en sendelinge uit hierdie land uit te stuur, en daar's niks fout daarmee nie, maar wat van ons eie land? Wat van ons eie land? Ons het gister 'n bietjie van 'n uitreiking gehad as 'n gemeente, nie ons as kerk nie die gemeentes van Christus nie, maar ons het hande gevat met mense wat van 4 verskillende kerke afgekom het. Ons het daar in Triomf se Fayetan, ons het die Here geloof en prys, en dit is amazing, wat die ondervinding daar, maar ons het daar ook besef, dat daar is 'n nood in ons eie land. Wat help dit ons evangeliseer die wêreld daar buite? Het Christus nie gesê, dit begin in jou eie huis nie? Jy sal uitgaan, jy sal die evangelie verkondig, waar? In Jerusalem, Judea, Samaria, en dan tot aan die uiterste van die wêreld. Jou Jerusalem, jou Judea, is daar waar jy woon, daar waar jy bly, daar waar jy werk, daar waar jy kerk toe gaan, daar waar jy saam met jou mense inskakel.
So ja, maar hierso sê dit vir ons, waarom wil die nasies en bedink die volk nietige dinge, nee. Dis wat ons dink aan hoe ons internet kan koppel aan ons breine en dis nietige dinge. God weet alles. En as God in jou is, dit beteken jy is die bron, jy het direkte toegang tot God wat hemel en aarde geskape het. Kom ons dink aan daai dingetjies, nee. Sê die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê vir ons, hy, die wêreldse konings, ons president, ander presidente in die wêreld daar buite, ja, hulle kan dalk mooi lyk van buite af, maar as jy nader aan hulle stap, as jy nader aan hulle kom en jy sien wat hulle polisse, wat ondersteun hulle, waarmee is hulle besig, dan sien ons hierdie vers in Openbaring kom, hy sê vir ons, die konings van die aarde, staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Ek en jy is God se gesalfde en ons moet begin versigtig wees om te besef waarmee die wêreld besig is. Waarmee? Hoekom moet ons begin intree? Hy sê laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Die bande wat ons vashou, dit is dit wat hulle wil hê, jy moet glo in dit wat hulle sê, ons hou vas aan dit wat hulle sê met die hoop, want hulle is ons toekoms, nie hulle is nie. Dis die bande wat ons vashou om te sê, ja, maar ons kan nie dink soos God wil hê ons moet dink nie, want hulle sê vir ons hoe om te dink, hulle sê vir ons wat om te sê, hulle sê vir ons wat ons mag wanneer ons die Here mag loof en prys. En hier kom hy sê, los daai, laat ons hulle bande stikkend druk, hulle toue van ons afwerp. Breek daai dinge wat jou vashou, die wêreldse dinge wat ons vashou, want die Here het gekom dat ons vry kan wees, die Here het gekom dat ons lewe en oorvloed, maar dit is hier waar Christus vir ons begin sê, lees die dinge wat Christus gelees het, dan sien ons hierso, niks niet nie, nee, niks niet nie. Ons dink ons is so, wow, en wonderlik en alles, maar die mense dink hulle is so wonderlik, en hier kom die Here en hy sê vir ons, daar waar die boek van die Psalms geskryf is, daar is die wêreld al klaar besig om die gesalfde van die Here, ek en jy is die gesalfde van die Here, om ons te probeer onderdruk, maar hy sal nie oorwin nie. Hy sê, hy wat in die hemel woon lag, is dit nie amazing nie, God lag vir hulle. God sê, waarmee is julle besig, my klein volk? Waarmee is julle besig? Jy probeer my gesalfde, my uitgekiesde, die mense, die kinders wat ek op hulle naam genoem het. Daai kinders probeer julle aanvat. Ek is in beheer, nie julle nie. Ons lê ons hande, ons lê ons lewens in die Here en wat sê ons God? Ons God, wat ons aanbid, hy lag vir hulle. Hy spot met hulle. Dis die God wat ons dien, dis die God wat ons aanbid. Hy sê, dan sal hy, God, hulle aanspreek. In sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek, tog, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit, die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer. Dit is wat hy uitspreek oor Christus, dit is wat hy uitspreek oor die verlosser, ons heilige, ons God almagtig. God het homself gegenereer, God het homself vir ons gegee, as voorbeeld, en ons moet sy voorbeeld volg. Eis van my, kom ons gaan na die Here toe en sê, Here, U het gesê, daarom kom ek na U toe en ek eis van U af. Dit wat ek nodig het, dit wat ek graag nodig het om in hierdie wêreld in te gaan en myself voor te berei sodat ek in daai wêreld in hierdie wêreld kan ingaan en 'n verskil maak en toelaat dat U lig skyn. Eis van my en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met U ysterstaf. U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings. Dis 'n waarskuwing aan ons presidente, dis 'n waarskuwing aan ons leiers, om te sê, begin verstandig nie volgens die wêreld se standaarde nie, maar volgens God se standaard. Hy sê, wees verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees
En ek dink dis wat ons verloor het. Die Here is nie jou chommie nie. Die Here is nie jou maat nie. Die Here is daar om gevrees te word, maar ons vrees hom uit eer vir God, omdat hy God is, omdat hy oralste is, omdat hy hemel en aarde geskape, omdat hy lewe gee en lewe wegneem. Dis nie daai vrees wat ek nie na God toe kan gaan nie, dis daai vrees want ek erken en ek besef met wie ek praat. Dit is God almagtig. Niemand meer, niemand minder nie. Dit is God almagtig met wie ons praat daarso en hy sê, wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regtes van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing, juig, jubel, juig, loof hom, prys hom, hardloop na hom toe, spring op en af, dans, lig jou hande na bo, doen die dinge wat die Here op jou hart lê, want hy sê jy moet juig as jy in die teenwoordigheid van God kom en ons lewe in die teenwoordigheid van God, nee. Kus die seun, dat die seun, Jesus Christus, beteken kom naby aan hom, hou hom vas, hou hom so vas, dat niks tussen jy en God kan kom nie. Dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. En dan sê dit vir ons daar, eindig het so mooi daar, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Is jy bereid om by die Here te kom skuil? Jy kan nie daar inkom met al jou bagasies en al jou alles nie, nee, jy kan nie. Jy kom in sy teenwoordigheid, jy kom en jy buig voor hom neer, want ons besef met wie ons weet met wie ons praat, dit is God almagtig, ons buig voor hom neer, ons bely ons sondes voor die Here, en ons los ons sondes, en die Here sê vir ons daar, hy is getrou, hy was ons skoon, hy gooi ons sondes so ver as die ooste van die weste, en hy bring dit nooit weer in herinnering toe, in nie, en dan kom ons daar, en dan skuil ons, daar by die voete van Jesus, waar hy ons beskerm, waar hy ons nuwe krag gee, waar hy ons opnuut maak elke dag, sodat ons kan uitgaan in die wêreld en 'n verskil maak waar dit nodig is, en ons kan intree en ons gebede sal gehoor word, omdat ons daar, almal wat by hom skuil, welgeluksalig sal wees. En dit is daar waar ons moet wees, nee. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê, en as die Here se wil is, praat ons weer volgende week, maar moenie bang wees om uit te reik nie. Moenie bang wees om daai eerste stap na die Here toe, daai eerste tree te vat na God toe, want hy's daar om jou met oop arms te ontvang. Ek groet jou vandag in Jesus naam. Amen.